Ek sien hier's 'n klompie wat gehoor het, dis ek wat vanoggend preek. Nog by die jare terug toe ek nog 'n jong man was, jeugpastoor, staan ek by 'n ander gemeente waar ek betrokke was, buite by die deur en daar's 'n gasspreker en ek en die senior pastoor van die gemeente, pastoor Edward, hy leef nou nie meer vandag nie, wonderlike man van die Here gewees. En ons staan by die deur saam met die gasspreker en daar's nie so baie mense nie. En die gasspreker sê vir pastoor Edward, maar hy was altyd 'n skerp oom gewees. Hulle sê, hoorie, het jy nie vir die mense gesê ek kom nie? En hy sê, jong, ons het probeer stil hou, maar het lyk of het uitgelek het. So ja, vanoggend wil ek met julle gesels oor die tema, gemoedsrus, pad na gemoedsrus. Nou, julle sal nou wonder, hoekom nou so 'n tema, en wat is dit, maar kom ons vra net gou 'n paar vrae oor dit, kom ons staan net vir 'n oomblik stil, ja maar net, ek nou verkeerde knoppie gedruk, daar's hy. Goed, kom ons vra net so 'n bietjie vir 'n oomblik, wat is gemoedsrus, en wat is gemoedsrus nie? As jy nou vir jouself moet dink, jy hoef nou nie hardop te sê nie, maar jy kan dalk in jou eie gedagtes vir jouself dink, wat sou jy sê is gemoedsrus? Ek meen die woord self sê dit baie duidelik, né? Dis eintlik jou gemoed wat rustig is. So wat sal dit dan nie wees nie? Is jou gemoed wat nie rustig is nie. Nee, dit is jou gemoed wat hier binne de mekaar is. Goed, nou, ek kan maar net vir julle sê, dat gewoonlik as iemand met jou praat in 'n gemeente oor 'n tema, dan is dit omdat hy of 'n passie daarvoor het, hy of sy, of daarmee stoei. Okay, so ek gaan nou nie vir julle sê vanoggend wat een is dit nou, hoekom ek hieroor praat nie, maar ons leer, ons groei saam. En dis hoekom ons vanoggend ook dan nou hieroor gesels. So wat sal ons sê, wat is gemoedsrus? Gemoedsrus is wanneer jy gemoed tot rus kom. Ek dink is iets waarna baie van ons ook smag. Veral in hierdie tye, né, ons leef, hulle praat ons van silly season. So is 'n silly season. Ons gemoedens is de mekaar, ons lewens voel partykeer de mekaar, die uitdagings is groot. So gemoedsrus is wanneer jou gemoed tot rus kom. En ek glo dat die Here dit nie bestem dat dit net is in die tyd tussen Kersfees en Nuwejaar nie. Wanneer dinge bietjie stiller is nie. Ek glo dat hy wil hê ons moet 'n lewe hê. Ek het nou die dag so een van hierdie fotoprentjies wat mense rondstuur gekry wat sê ja, lewe so dat dit vir jou voel jy het nooit 'n vakansie nodig nie. Nou ja, ek dink dis 'n groot uitdaging daai, né? Om dit reg te kry. Maar dit is die punt van gemoedsrus. Gemoedsrus, die woorde vir gemoedsrus wat mense kan gebruik is die woord shalom. Nou ons sê gewoonlik, veral in Israel en die Jode sê ons as hulle jou groet of so as hulle shalom. Shalom beteken vrede vir jou. Maar dit beteken dit wholeness for you. Beteken heelheid vir jou. Die Afrikaanse woord is heelheid, maar wholeness rol lekker op die tong, né? Dit is wat daai shalom vrede is, wholeness. Vrede, gemoedsrus. Mag dit goed gaan met jou binnewêreld. Mag dit goed gaan met dit wat hier binne in jou gebeur. Dis wat gemoedsrus dan nou ook is. So, die vraag sal dan nou eintlik wees, goed, as ons nou oor hierdie tema praat, dan is die vraag is, wat is die goed wat maak dat jy nie gemoedsrus het nie? Jy sien, want ek dink, die van julle wat nou sal weet, op jou rekenaar of op jou tegnologie is altyd 'n default, né? Restore to default. Nou, God se default is eintlik vir ons shalom, vrede, wholeness. Dis eintlik hoe hy ons geskaap het. Dit was altyd sy doel, dit was altyd sy plan. Dis die default. So daar's goed wat ons wegvat van die default af. So nou kan ek eintlik vir jou vra, jy weet, as jy nou vir jouself moet dink, wat is die goed wat jou wegvat van die default gemoedsrus af? Wat is daai goed wat jy dalk in die nag oor wakker word? Of in die oggend die eerste ding wat jy opstaan, dan as jy jou oë so oopmaak, dan lê daai ding net hier by jou. Wat is daai uitdagings? Wat is daai goed in jou lewe? Nou, ek wil myself verstout om nou na die punte waar ons by die punte inkom, om te sê dat ek dink ek kan dit redelik akkuraat opsom in 'n paar goed wat almal van ons se gemoedsrus kom steel. Dit mag dalk by jou 'n bietjie anders verwoord word, bietjie anders lyk, maar ek dink ek kan dit redelik akkuraat opsom. Ek mag dalk nie 'n volledige lys sê nie, maar ek dink ek gaan by die kruks van die saak kan uitkom, deur nou te kyk na 'n paar goed. Maar voordat ons dit doen,
Kom ons begin net eers 'n bietjie. Laat as ons wil verstaan hoe om by God se gemoedsrus te kom, by God se hulnis uit te kom, dan is daar 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan. En dit is, ons moet op God se beginsels kan werk. As jy nog wonder of die Bybel waar is, en of Jesus 'n realiteit is, en of daar 'n Heilige Gees is, as jy wonder of, jy weet, het die Here nou regtig bedoel, dat dit is nou eintlik wat hy sê, wanneer hy hier in die Bybel dit sê, dan wil ek vir jou sê, gaan jy bietjie sukkel. Okay, dis baie belangrik dat ons moet die regte beginsel vasmaak, en dit is wat Spreuke vir ons sê, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid, of the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Die vrees van die Here is die beginpunt, om dit te hê. Nou wat is die vrees? Vrees is nie, ek sit en ek is bang nie, maar vrees is 'n heilige bang om te sê, Here, ek kan dit nie waag om nie te doen wat U van my verwag nie. Want dan is daar negatiewe gevolge, en een van daai negatiewe gevolge, kan ek jou nou sê, is, jy het nie gemoedsrus nie. Okay, so ons moet aanvaar, dat ons moet begin by heilige vrees. Hierdie vrees plaas my in die regte selfbeeld. Dit beteken, die regte selfbeeld is, I'm not in control, He's in control. Okay, ek is nie die baas van hierdie verhouding nie, hy is. Ek is nie God nie, hy is God. Hy is nie mens nie, ek is mens. Hy gee die leiding, ek is die volgeling. Dis hoekom ons die vrees van die Here nodig het, is want dit plaas my in die regte selfbeeld van wie ek is, dit plaas my in die regte verhouding met God. Ek skryf hom nie voor nie, hy skryf my voor. Ek probeer nie sy arm draai nie, ek luister na wat hy sê. Dit plaas my in die regte verhouding, gee my die regte godsbeeld van, ek wil nie buite sy grense gaan nie, want buite sy grense is dit nie noodwendig lekker nie. Dit is so spookasem buite sy grense, dis vir 'n oomblik kan dit dalk lekker wees die sonde, maar dan is dit gone, dan is dit weg, dan al wat oorbly is 'n droë stokkie. Ek wil nie daar leef nie, ek is bang om daar te gaan. Dis 'n goeie bang. Okay? Dis die regte respek vir Bybelbeginsels en vir die Heilige Gees. Dis wat die vrees van die Here sê. Dit sê dat ek verstaan dat daar's reëls. Nou kom ek gee sommer 'n simpel, eenvoudige voorbeeld. Maar kom ons sê jy gaan spandeer en jy koop vir jou 'n splinternuwe, mooi, wat se voertuig hou julle hiervan in hierdie? 'n Ford. Okay, kom ons gebruik die pastoor se bakkie. Kom ons sê, hy gaan koop vir jou 'n splinternuwe Ford Ranger uit die boks uit. Nee, ek sal nie daar gaan nie. Ek sal nou nie 'n debat hier oopmaak nie. Nou bel hy my en sê, Sakkie, hierdie Ford vir my, wil nie start nie. Nou gaan ek deur die handleiding, die Bybel van die Ford saam met hom. Is hierdie reg, is hierdie reg. Splinternuut, staan nie garage, wil nie start nie, is hierdie reg, is hierdie reg. Nou kom ons uiteindelik onder, dan sê ons goed, diesel, het jy diesel ingegooi? Nou sê hy, nee, ek is nie ou, ek glo nie in diesel nie. Diesel is sommer nonsens, kos het geld, ek gebruik nie diesel nie. En nou het jy iets ingegooi. Nee, ek gooi nie iets in my Ford nie. Verstaan, dit is, ek is gekant daarteen. Ek glo in 'n ou wat vry leef. Ek leef my eie reëls. Ek gooi nie diesel in my Ford nie. Gaan pastoor se Ford start. Gaan hy met hom kan ry? Hy gaan nie met hom kan ry nie. Jy sien, dit is hoe ons is partykeer met die vrees van die Here. Jy weet, ons het die hele pakkie daar. Hy staan daar, is pragtig. Maar dit wat saak maak, dit laat ons die vrees van die Here het om te sê, goed, maar ek moet die regte dinge doen om in beginsels te leef volgens daai geskenke wat God vir my wil gee. As ek en jy nie volgens die vrees van die Here leef en aanvaar, laat daar 'n sekere stel reëls waar volgens ons moet leef, dan gaan ons Ford nie start nie. Okay, so dit is die begin van gemoedsrus, is dat ek en jy moet verstaan dat ons volgens die regte handleiding werk en aanvaar, dat dis die rigtinggewer. As ek dit nie het nie, dan gaan ek sukkel. Nou, kom ons staan net vir 'n oomblik stil, daar's 'n woord wat in die Bybel baie gebruik word. Die woord is redemption, of redeemed, en ons sing liede oor the redeemed of the Lord. Nou, redeemed in Afrikaans beteken verlossing, of bevryding.
Maar die rede hoekom ek nie in Afrikaans dit hier sit nie, is want ek dink partykeer die konnotasie is nie altyd daar nie. Ek wil vir julle verduidelik wat beteken redeemed. Redeemed is tweeledig. Wanneer die Bybel sê dat we are the redeemed of the Lord, dan beteken daar twee goed het gebeur. Die een is ons is verlos, ons is vergewe, ons is bevry van ons sonde. Daar's vergifnis vir ons sonde. Dis wat the redeemed beteken. Okay, en dis 'n belangrike ding, maar ek dink dis waar meeste mense stop as ons praat oor verlossing. Redeem het 'n baie dieper betekenis as vergifnis. Redeem beteken dat daar het eienaarskap verhandel. As jy sê, ja goed, I am going to redeem the poor Ford bakkie from the pastor, because he doesn't put diesel in it, but I will look after it and put diesel in it. I'm going to redeem it. And how do I redeem it? I pay a price. Hy kry geld, en wat kry ek? Eienaarskap. Dis wat redeem is. Nou kan ek sê, the bakkie has been redeemed. Hy's nou onder ander eienaarskap. Okay? Dis wat God met my en jou gedoen het. Hy het nie net jou sondes vergewe nie. He redeemed you. Hy plaas jou onder sy eienaarskap. En wanneer ek en jy onder sy eienaarskap leef in die vrees van die Here, dan beteken dit, laat alles wat saam met dit kom, is nou myne. So nou kom daar 'n sleepwa voor my huis aan met die Ford bakkie, maar die bande is afgehaal, die toubaar is af, die canopy is af, die vensters is uit, die spieeltjies is uit. Nou bel ek vir pastoor en sê, maar ek het mos nou betaal vir die hele bakkie. Ja nee, dit is, maar ek hou 'n paar goed terug. Verstaan, dit kan nie so werk nie. God sê, ek wil alles hê. As ek by jou koop, en ek het duur betaal, en ek het jou teruggekoop, dan soek ek alles. So dit beteken alles in jou lewe, wat saam met jou lewe gaan. En dit sluit die punte in wat ons nou nog gaan kyk. En ek wil my verstout om te sê, dat die goed waarna ons gaan kyk, as dit nie redeemed is, as dit nie onder die eienaarskap van God ingekom het nie, sal daar nie gemoedsrus wees nie. Sal daar nie vrede wees nie, sal daar nie wholeness en shalom wees nie. Jy sien, en baie van ons leef so halfpad. Ons leef so bietjie in en 'n bietjie nie in nie. En ons besef nie, laat eintlik verwag, Vader, laat ons alles in ons lewens onder sy eienaarskap bring. Because then truly it is redeemed. Solank dit nie onder sy eienaarskap en in die vrees van die Here is nie, it's not redeemed. And if it's not redeemed, dan kan jy nie God se beloftes daaroor en daarin trek nie. Want dan is dit onder 'n ander stel reëls, dan val dit nog onder die reëls van hierdie wêreld. So die konsep van redemption is, dit beteken om terug te koop, te herstel, vry te maak, deur 'n prys daarvoor te betaal. En nou kom ek gee sommer 'n Bybelse voorbeeld, net die storie van Boas en Naomi en Rut. Okay? Ek glo almal van julle ken die storie, ek hoop so. As jy nie, gaan kyk, lees die boek Rut. Nou, want wat het basies gebeur? Rut het vir Naomi gesê, sy was mos met Naomi se seun getroud. Nou, Naomi was 'n Israeliet. Rut was nie. Hulle het in 'n vreemde land gebly, die seuns is dood. Van die ander dogters het sy hulle bly agter. Rut het vir Naomi gesê, waar jy gaan, sal ek gaan. Ek gaan saam met jou. Naomi en Rut het in die land teruggekom in Israel, en daar was 'n man gewees wat deel is van die families, en naam was Boas. En wat sê ons, wat leer die Bybel vir ons? Boas, what did he do? He redeemed Naomi en Rut. How did he redeem them? Hy het 'n prys gaan betaal, en hy het die grond wat aan Naomi hulle behoort het in vroeër geslagte gaan terugkoop. He redeemed the land. So not only the person, he redeemed the land. En Naomi het haar grond teruggekry, en hy trou toe ook met Rut. Boas, the redeemer. Tipe van Jesus, en van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Goed, so hy beteken om terug te koop, te herstel of vry te maak, deur 'n prys te betaal. Dit is nie eenmalig nie, en is 'n aanhoudende proses van herstel. Okay, so wil jy ook bemoedig, jy gaan dalk nie vanoggend die uitstap en sê, goed, ek het 6 punte, kom ons kry dit vandag reg, en dan is alles okay. Dit is partykeer 'n bietjie van 'n proses. God verlos dele van ons lewens, en bring sy vrede en sy doel daarin. God het die eerste stap geneem, maar ons is nou vennote in die proses. Ons gaan nou daarna 'n bietjie kyk. Met God se hulp bring ons alle areas in ons lewens onder sy eienaarskap.
Kom ek vra vir jou, is your time redeemed? Is your finances redeemed? Is your relationships redeemed? Is your health redeemed? En so kan ons nog aangaan. Dit moet onder God se eienaarskap. Hy word die eienaar, en dan is ek die rentmeester of die bestuurder. Ek wil net vir jou sê, moenie dink dat iets is joune nie. As jy iets het, en dit is nie geredeem nie, dis nie onder God se eienaarskap nie, dan wil ek vir jou sê vandag, dan is dit eintlik onder eienaarskap van die een wat die wêreld regeer, wat die vyand is. Jy kan dink dis joune. Dis nie joune nie. Jou tyd is of onder die wêreldheerser se heerskappy of onder God se heerskappy. Jou finansies is of onder Mammon se heerskappy of onder God se heerskappy. Wat jy ook al het, is daar. Jy moet kies, en dis jou keuse, volgens wie se reëls gaan jy speel. En dis waaroor ons vanoggend dan nou gesels. Nou, ek wil graag vir julle net eers 'n gedeelte lees in Efesiërs. Dis 'n langerige gedeelte, maar stick with me, en dan gaan ons by 'n bietjie meer van goed uitkom. Goed, so ek lees in Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 1. En dit is hier agterop op die skerm. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is, aan die heiliges wat in Vanderbijlpark is, die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God. Genade vir julle en shalom, heilnis, gemoedsrus vir julle van God, ons Vader en Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Default. Vrede en gemoedsrus is daar, die seëning is daar, hy's daar in die hemel. Is nie noodwendig dat hy nou al op aarde in jou lewe manifesteer nie. Maar God het jou geseën by default, met elke geestelike seëning. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, in Jesus, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Okay, God het ons weer, by default is ons gekies om te leef op 'n manier wat vir hom heilig en onberispelik is. Dis waar die vrede inkom. Nadat hy ons voorbestem het om deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, eienaarskap, redeemed, om sy eienaarskap te word, om sy kinders te word, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Nou jy kan dit rustig by die huis gaan lees, as vol van tyd, gaan ek vinnig deur hierdie gedeelte. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed. In die Engels sal hy sê, through whom we have redemption by his blood. Net die vorige vers het ons gesien, ons word sy kinders aangeneem, ons word sy eienaarskap. Hoe? Deur redemption through his blood. En dan gaan hy aan, dan is daar 'n tweede punt, daar's 'n komma. Die tweede punt, die vergewing van ons oortredinge uit die rykdom van sy genade. So daar's redemption in die sin van eienaarskap en daar's redemption in die sin van vergifnis, van sonde. Daai twee goed moet saamloop. Wat hy oorvloedig aan ons geskenk het. Nou, wat het hy aan ons oorvloedig geskenk? Vergewing van oortredings, rykdom van genade, oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. En kom ons stop vir 'n oomblik hier. Die Bybel sê hier dat God gee vir ons vrede, hy gee vir ons seëninge. Hy maak vir ons sy kinders, ons is nou sy eienaarskap. Nee, hy gee vir ons hierdie dinge. Hy gee vir ons vergifnis van sonde, hy gee vir ons genade in rykdom. Hy skenk dit vir ons saam met wysheid en insig. So kom ons kom weer terug na pastoor Friedel se Ford bakkie toe. Hy ry nou, hulle kom lewer nou vir hom die bakkie af, saam met die handleiding. Nou sê hulle vir hom, goed, hier is die bakkie. Maar hy het nie geweet die bakkie kom nie, want iemand het die bakkie vir hom gekoop. Hy het nie self betaal vir die bakkie nie. Dis 'n geskenk. Die mense van Ford kom by sy deur. Pastoor, hier's vir jou sleutels, hier's vir jou bakkie, hier's vir jou 'n handleiding. Seën vir jou. Totsiens. Nou môre dan bel pastoor Friedel vir die mense by Ford. Ja, ek is nou regtig dankbaar vir hierdie geskenk, maar hy wil nie start nie. Ons sê ja, maar het jy die handleiding gelees? Nee, ek lees nie handleidings nie.
Okay, ek dink ons dink nie as diesel, het jy diesel gooi. Nee, ek leef vry. Ek gooi nie diesel in nie. Of hy gooi diesel in en hy start hom en alles en hy ry. En na 3 jaar bel hulle hom en sê, hoorie, wanneer bring jy die bakkie vir 'n diens? Nee, ek het nie geweet ek moet hom vir 'n diens bring nie. Hulle sê maar die handleiding sê jy moet. Ek kan hom in elk geval nie bring nie, want jy weet sy bande is almal pap. Hoekom is hy pap? Nee, want ek het oor die paving heeltyd gery met die bakkie. Dan sê ja, maar het jy nie gesien dit is nie goed vir hom nie, jy weet, jy kan nie dit doen nie. Ek kan nou aangaan om die voorbeeld te probeer uitrek. Die punt is, hy het die geskenk, maar as hy nie die wysheid en die insig wat saam met dit kom gebruik nie, as hy nie die handleiding vat en sê goed, ek moet hierdie geskenk nou in stand hou. Ek moet versekering betaal op hierdie geskenk. Ek moet hom skoon hou. Ek moet sorg dat hy olie in die engine het. Ek moet sorg dat daar lig in die bande is. Ek moet hom in stand hou. Ek moet mooi met hom ry. Dan gaan hy uitmekaar val. Jy sien, en dis wat hierdie gedeelte sê. God gee vir ons al hierdie dinge met wysheid en insig. Met 'n handleiding, met 'n plan. In vers 9 sê hy by die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak het, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgenem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde onder een hoof in Christus saam te bring. Eienaarskap onder een hoof in Christus saam te bring. Wat wil hy saambring onder die eienaarskap van Jesus Christus? Alle dinge. Alle dinge. Wat se dinge? Die dinge in die hemel. Ja, ons kan glo, dis seker alles onder die heerskappy van Jesus, né? God het seker redelik beheer van wat in die hemel gebeur. Wat wil hy nog onder die heerskappy en die eienaarskap van Jesus Christus inbring? Die dinge op die aarde. Watter dinge op die aarde? Alle dinge. Okay, sakkie, so beteken dit dat die Here wil in beheer wees van my finansies ook? Ja. Wil hy in beheer wees van my werk? Ja. Wil hy in beheer wees van my tyd? Ja. Alle dinge. Alle dinge. Onder die heerskappy en onder die hoof van Jesus Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Hoe kan jou finansies tot die heerlikheid van God bestaan, as dit nie onder sy gesag is nie, as dit nie onder sy eienaarskap, if it's not redeemed? Hoe kan jou tyd, hoe kan jou verhoudings, hoe kan jou eiendom, hoe kan jou werk, if it is not redeemed? Dit moet daar wees tot die lof van sy heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Wil jy vir my sê dat iets wat verseël is met die Heilige Gees, nie vrede en gemoedsrus sal hê nie? Daar waar die Heilige Gees is, as ek 'n sirkeltjie moet trek, sê die Heilige Gees is hier en hy maak 'n vuur, hy maak 'n hedge rondom hierdie sirkel. Dink julle binne daai sirkel is daar plek vir die duiwel? Plek vir konflik, plek vir wanorde, plek vir vloek en seën. Nee, dan as daar 'n sirkel is en hy is volledig, daar's nie plek vir dit nie. Dis waar die Here wil hê ons moet leef. Is waar alle dinge onder sy gesag verseël is deur die Heilige Gees, sodat ons met gemoedsrus kan leef. Nou goed, kom ons kyk na die pilare van gemoedsrus. Ek wil net eers nog 'n paar skrifte wys. Spreuke 4 vers 26 sê, hou die pad vir jou voet gelyk. Dis hier waar die wysheid en insig inkom. Dis hier waar die Ford se handleiding inkom. Hy sê nie hierso, God hou die pad vir jou voet gelyk nie. Hy sê nee, jy moet, hou die pad vir jou voet gelyk. En al jou weë, laat dit bestendig wees. Vrees van die Here, handleiding, leef volgens sy plan. Efesiërs 5 vers 15, let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Let daarop sorgvuldig op hoe jy leef. So ek wil jou vra, as jy vanaand in die nag wakker word, en daar's 'n ding wat hier lê. Nou ek weet die ouens van die social media sê, moenie jou foon dan optel nie. Nou ek weet nie, hoe kan jy 'n nota maak nie? Want nie almal van ons kan mee skryf mos in vandag se tyd, ons kan ons net tik. So ruk terug het moes ek 'n toets gaan skryf, sê ja, ek gaan moet met die hand skryf, toe sê hier, nou is ek bang. Ek weet nie hoe gaan ek dit kan doen nie.
Maar in elk geval, so sit of jou pen en papier langs jou bed, of sit 'n foon waar jy 'n nota kan maak, of wat ook al. Maar dit wat jy vanoggend 1 uur of 2 uur of 3 uur wakker word, daai ding, skryf hom neer, want dit is dalk iets wat jy sorgvuldig oor moet gaan dink. En moet dit 'n bietjie jouself afvra, hoekom maak daai ding my wakker? En dalk gaan delf jy 'n bietjie dieper en sê, maar it's not redeemed. En wat is die redes? Why is this area not redeemed? Okay, so, kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar pilare. Kom ons begin sommer net hier vanoggend met welvaart. Eer die Here met jou rykdom, met die beste deel van jou volle oes. Spreuke 3 vers 9. Hoekom moet ek die Here eer met my rykdom, met die beste deel van my volle oes? Want op daai manier plaas ek al my eie ander finansies onder sy gesag. As ek sê ja, dat ek wil God se natuur leef, wat is God? God is 'n giver, hy's 'n gewer. Hy's 'n gewer van lewe. Hy's 'n gewer van seëninge. Hy's 'n gewer van genade. God is 'n gewer. So as ek wil wees soos wat hy is, dan moet ek begin leef om 'n gewer te wees. Ek moet iemand wees wat my bydraes getrou gee vir die koninkryk van die Here. Nou vanoggend gaan ek nie nou praat oor tiende en oor die hele beginsel nie. Die punt kan ek net kortliks vir jou sê. Hoekom is ons tiende of die bedrag wat ons gee, dit wat ons in ons harte voel ons moet gee, hoekom is dit die eerste ding wat ons doen? Hoekom praat hy van eerste vrug? Want, gaan kyk in die Ou Testament, everything was redeemed by the first fruit. Nou die Bybel sê dat die oudste seun het aan my behoort, but you can redeem it. Die eersteling van die donkies, van die perde het aan my behoort, but you can redeem it. So as jy byvoorbeeld die eersteling van die donkie wou gehou het, dan kon jy 'n prys gaan betaal, en dan het jy die donkie gehou. Dis hoekom daar 'n offersisteem was. Dit gaan oor die offers, dit gaan oor die redeeming. Maar dit gaan oor die eienaarskap. En die punt was altyd, dat almal weet, dat dit wat eerste is, behoort aan God. So as ek en jy leef volgens dit wat eerste is, gaan na God toe, dan plaas ek alles wat ek verder het. Want die Here het nie gesê ek soek 2, 3, 4, 5 en 6 ook nie. Hy sê ek soek die eerste. And when that is redeemed, alles anders val in dieselfde pakkie. Goed, so ons het nie tyd om vanoggend 'n volledige lering oor dit te doen nie. Die punt is, eer die Here met jou rykdom. Wanneer jy die Here met jou welvaart eer, then you are redeeming your finances. En dan plaas jy dit onder God se gesag. Bestuur jou finansies met eerlikheid en vrygewigheid. Vertrou op God as jou voorsiener, nie op jou rykdom as sekuriteit nie. Gee, spaar en bestee met wysheid, met die klem daar ook op die spaar. Ons nie volgende tyd om 'n lang les hieroor te doen nie, maar die beginsels waarvolgens ons leef is God, save, live. Gee vir die koninkryk en wees vrygewig, spaar en dan lewe jy, dan spandeer jy. Goed? Kom ons stop maar daar, Pastoor Friedel kan eendag verder daaroor lering gee, maar die spaar is die groot probleem. Mense sukkel om te spaar. Mense gee nog makliker deesdae. Ek het dit baie keer gesien. Mense gee makliker as wat hulle spaar. Hulle sal nog gee en hulle sal leef, maar die spaar, hulle sukkel met daai. Maar die Here verwag van ons. Korintiërs sê hy, laat hy wat vir ons brood en saad gee. Dink is 2 Korintiërs 9. Praat hy oor die brood en die saad. Jy sien nou wat ons doen, is ons wil ons saad eet en dan ons brood weggee. Dit werk nie so nie. God gee saad. Saad is om te belê, om te spaar en om te sorg vir die toekoms. Ek en my seun het nou die dag gepraat, toe sê hy, maar pa, ek meen die storie van Josef. Die Here het nie vir hom gesê in die 7 goeie jare gee alles weg. Maar dan gaan jy 'n goeie oes hê in die 7 swak jare nie. Nee, hy het gesê bou stoorhuise en spaar in die 7 goeie jare sodat jy het wanneer die jare moeiliker raak. Okay, maar goed, daar gelaat. Nou nie te veel oor dit verder gaan nie. Verloste geld bring vrede in plaas van spanning. Dit dien jou eerder as om jou te beheer. En dit is waar ons wil uitkom. So hier is sommer net so 'n humoristiese illustrasie. Party mense koop dinge wat hulle nie nodig het nie, met geld wat hulle nie het nie, om mense te beïndruk wat hulle nie eens ken nie. That is not redeemed money. Dis soos om R800 op 'n fancy waterbottel te spandeer, om net uit te vind, jy drink steeds nie genoeg water nie. Belê eerder jou geld in die lewende water.
as in die dierwaterbottel. Goed. Die tweede ding, wat mense se gemoedsrus vat, is werk. Nou, ons almal het werk, en dan gebeur baie in ons daglikse werk, en dan, baie keer kry ons in die aand, en wanneer jou brein nou begin, in die nag begin werk, dan kom maar goed uit deur die dag wat nie maklik was nie, wat nie lekker was nie. Party van ons is dalk nie heeltemal gelukkig in ons werk nie, daar's moeilikheid, daar's probleme. Maar die Bybel sê nog steeds, wat julle ook al doen, werk met geesdrif. Wat julle ook al doen. Hy sê nie, as jy die beroep gevind het wat 100% jou smaak is nie, dan doen dit met geesdrif nie. Hy sê, wat jy ook al doen, want ons het nou gesê, alle dinge moet onder die heerskappy van God kom. So as jy werk het, dan is jy al klaar bevoorreg. As jy 'n inkomste verdien, is jy al klaar baie bevoorreg. Nou daarmee sê ek nie, jy moet nie aansoek doen vir ander werke nie, ek sê nie, jy moet 'n droom hê om jou eie besigheid te hê nie, en planne hê nie, maar dis ander gesprekke. Vanoggend se gesprek is net, wat jy ook al doen, wat ook al jou dagtaak is, werk met geesdrif, soos vir die Here, en nie vir mense nie. Want die oomblik as ek met geesdrif vir die Here werk, wat doen ek? I am redeeming my work situation, I'm redeeming my workplace. Here, ek doen dit nie vir my baas nie, ek doen dit nie vir die mense, ek doen dit vir U. En daarom werk ek hoe? Met geesdrif. Dis nie hierso, omdat jy 'n gelowige is, bid heeltyd in die werksplek en vergeet om jou werk te doen. Nee, werk met geesdrif. Bid tydens ook. Die Bybel sê bid sonder ophou. So jy moet jouself leer om te bid en werk. Maar doen dit met geesdrif, die werk wat jy doen. Hoe? Here, ek doen dit vir U. Nie vir mense nie, ek doen dit vir U. Okay, nooi God in jou werk en jou besluite in. Werk met integriteit, toewyding en doel. Sien jou beroep as 'n bediening, 'n daad van aanbidding. Here, mag U vandag verheerlik word deur my dagtaak en deur die manier hoe ek my dagtaak aanpak. May my work be a place that has been redeemed today. Here, U is die eienaar van dit wat ek vandag aan my dagtaak gaan doen. Verloste werk vervang frustrasie met vervulling en betekenis en gee betekenis aan jou geloof. Sommige mense sien werk as iets om te oorleef. Soos 'n kougom onder 'n skoolbank wat jy vind en jy wil net so min as moontlik daaraan raak. Maar wanneer werk verlos word of redeemed word, sien jy dit soos daardie een kollega wat altyd positief is by die werk. Die enigste verskil is daardie kollega is nou jy. Verhoudings. Nou ek wil vir jou sê, as jy nou vanaand daai briefie daar langs jou bed het of jou foon of iets en jy word wakker en jy gaan neerskryf, ek seker daarvan 80% van die goed wat ons gaan neerskryf sal in een van hierdie kategorieë pas wat ek vanoggend met julle deel. Goed, verhoudings. 2 Korintiërs 5:19. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Een van die grootste spanning areas in ons lewens is verhoudings waar daar nie versoening is nie. Groot en klein, waar loops nie toegemaak is nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. As jy vir iemand 'n mooi boodskapie stuur, baie sterkte vir jou dag, ek hoop jy het 'n geseënde dag. Jy stuur hom 6:15 in die oggend. 7:20 in die oggend kyk jy en jy sien hy's gebloediek. Maar jy kry nie 'n antwoord nie. 9:00, 10:00, 11:00. Ek weet julle doen dit. Nou kyk jy nader, kyk elke 15 minute. Maar ek kan nou vir hulle 'n mooi boodskap gestuur. Kom antwoord hulle my nou nie. Sal enige iemand van julle wat dit nie doen nie? Het gesien of praat, Pieter sê hy doen dit nie. Pieter, ons gaan almal by jou kom leer. Hy loop is nie toegemaak nie. Dis 'n klein versoeningkie. Uiteindelik kry jy nou die boodskap. Baie dankie, dit het geweldig vir my baie beteken. Wat voel jy in jou gemoed? Praise the Lord. Dis 'n klein dingetjie, né? Nou dis 'n sagte voorbeeld. Maar daar's ander goed ook. Jy weet, jy wil graag 'n antwoord kry oor iets. En ons leef so op ons WhatsApps en die tipe goed, né? Daar's nie altyd versoening. Maar daar's ook groter goed. Jy en jou vrou is in die oggend, julle is uitmekaar uit, julle is nie lekker met mekaar nie. Of vanaand is daar in die huis is daar 'n bietjie konflik, daar's nie versoening nie. Hoe waar ook al, daar's verskillende vlakke. Versoening in verhoudings bepaal baie wat in ons binnewêreld beleef.
Okay, so, hier sommer net 'n bietjie van 'n hack. Hulle praat ons op YouTube van hacks, né? So hier kan ek nie hacks soos 'n towerhacks nie. HACK hack. Okay, so hier is 'n paar hacks vinnig as dit kom by verhoudings wat ek jou wil aanmoedig. In my lewe. Ek begin nie 'n moeilike gesprek. Behalwe as hy nou op my geforseer word deur iemand anders en ek moet dit hanteer, maar van my kant af initieer ek nie 'n moeilike gesprek in die aand nie. As ek vir iemand by die werk, by die huis waar ek 'n moeilike gesprek moet initieer, dan probeer ek dit in die oggend doen so vroeg as moontlik, sodat 'n dag kan verloop. Want ek wil probeer laat as ek daai gesprek 'n moeilike gesprek gaan hê, laat hy ten minste in die dag kan uitsorteer, laat as ek vanaand gaan slaap, moet ek met rustigheid in my hart gaan slaap. As dit 'n baie groot en moeilike ding is, dan sal ek daai gesprek op 'n maandagooggend begin. Dat ek myself die week kan gee vir daai ding om uit te speel. Laat ek nie die naweek nie. Ek sal nie op 'n Vrydag 'n moeilike gesprek begin nie. So dit sluit in 'n moeilike e-pos stuur, 'n moeilike WhatsApp stuur, 'n aanmerking maak op sosiale media. Ek kies my tye wanneer ek daai goeders doen, sodat ek weet dat ek myself genoeg tyd gee sodat die versoening kan kom. Want ek weet mos nou daar gaan dalk nou 'n paar moeilike gesprekke volg. Ek wil nie vanaand 11 uur nog besig wees met moeilike gesprek nie, want dis wanneer ons begin vuis slaan. Ons slaan nie noodwendig 9 uur die oggend as die son lekker skyn vuis nie. Maar wanneer ons almal moeg is, doen ons. Okay, so versoening, daar's ook 'n bietjie 'n paar triks aan hoe om met verhoudings te leef. Want versoening beteken nie dat ons nooit konflik nie. Maar daar's wysheid in hoe ek konflik en verhoudings bestuur. Goed, vergewe soos jy vergewe is. Dis die beginpunt altyd. Leef altyd in verhoudings met 'n vergifnis aanbod. Dit beteken dat al het jy my te nagekom en al gaan ons 'n gesprek hê oor hierdie sake, ek wil net hê jy moet weet, of al sê ek dit net vir myself, Sakkie, ek wil hê jy moet weet, ek vergewe die persoon klaar. Ek leef in vergifnis. Soek versoening waar dit moontlik is. Daar is tye wanneer versoening nie moontlik is nie. Ek weet daar kom baie keer baie moeilike situasies in families en op plekke oor ons pad. Goed, maar dan moet jy maniere vind hoe jy daai vrede gaan kry. Ons het nie vanoggend weer tyd nie, maar dan gaan 'n mens moet maniere vind hoe ek daai vrede gaan kry en dan aanvaar dat ek gaan nie noodwendig in die volgende 3 of 6 of 9 of 12 maande versoening hê in hierdie saak met 'n persoon nie. En dan speel gebed 'n baie groot rol. En daar's 'n paar ander goed wat ons nie nou voor tyd het om oor te praat nie. Laat God se genade en liefde jou verhoudings herskep. Wanneer daar geleentheid is tot versoening, aanvaar dit. Wanneer jy met iemand tot versoening kom, beteken dit nie jy moet in dieselfde gate gaan trap nie. Versoening beteken nie okay, ons is nou weer vriende, kom ons gaan drink nou maar saam weer by die klub nie. Nee, versoening beteken daar's vrede, maar dit beteken nie ek hoef die foute te herhaal nie. Ek kan wegstap van die foute af. Daar's grense. Goeie grense maak goeie verhoudings. Okay, so weer eens, ons het nie volgende tyd om in alles in te gaan nie, maar as jy grense verstaan, sal jy goeie verhoudings hê. Goeie grense maak goeie verhoudings. Laat God se genade en liefde jou verhoudings herskep. Verloste verhoudings weerspieël God se hart en bring vrede en gemeenskap. Verhoudings kan wees soos 'n groepsgemeenskap aankoop. Dis soos by die restaurant, een persoon betaal en almal beloof hulle sal later betaal. En skielik vir 6 maande kry jy net emojis terug in jou WhatsApp groep. Verlossing help ons om van passiewe, aggressiewe emojis te beweeg na werklike genesing. Julle almal weet hoe loop jy met daai ding? Ja, maar jy skuld my nog geld, jy skuld my nog geld, jy skuld my nog geld. Daai is 'n goeie voorbeeld van hoe kan ek daai loop toemaak? Ek moet dit of in gebed toemaak en sê Here, ek vergewe en ek gee. Ek wil jou net laat weet, jy skuld my nie meer die geld nie, jy is vry. Want dan is ek vry. Verstaan wat ook al. Daar's maniere om die goeders te hanteer. Goed, kom ons kyk die volgende enetjie, opleiding. Want hoekom sit ons opleiding hier in? Want dis baie, veral die wat nou uitgestap het, hulle sê dis ek wat preek, maar almal is nog op skool, op universiteit, en almal van ons is in die skool van die lewe. Opleiding, né? Die hart van 'n verstandige verkry kennis. Hy sê nie die hart van 'n verstandige onder 18 of die hart van 'n verstandige tussen 18 en 25 op universiteit nie. Hy kwalifiseer nie waar nie. Waar jy in jou lewe is nie. Hy sê net die hart van 'n verstandige. So dit beteken as jy vanoggend hier sit en vir my sê ek's 'n verstandige, dan gaan ek vir jou vra, goed, so wat leer jy? En as jy vanoggend vir my sê nee, ek leer niks, dan gaan ek vir jou sê, ek dink jy is 'n verstandige nie.
Want dis wat hy sê, die hart van 'n verstandige verkry kennis, en die oor van wyses soek na kennis. Hy sê nie ouderdom hier, jy kan 16 wees en wys wees, of jy kan 66 wees en wys wees, maar jy soek na kennis. Okay, so, ons moet aanhou leer met nederigheid en 'n hart om te dien. Maar dis gewoonlik waartoe leer ons lei, is om ander mense te kan dien. Laat God toe om verlore geleenthede, foute en mislukkings te gebruik vir groei. Want weer eens, dis van die goed wat ons laat wakker lê, is die foute wat ons gemaak het. Die punt is, kom ons leer uit die fout en beweeg aan. Ons stoei nou nog met die geld wat ons verloor het, oor die fout wat ek gemaak het. Ons almal maak foute. Kom ons vra vir die Here, Lord, can you please redeem my mistake and teach me through wisdom, through the correct handleiding, sodat ek nie weer daai fout maak nie. En sodat ek kan slimmer wees en ander mense kan dien, dat hulle nie ook dieselfde fout maak nie. Dis wat kom by opleiding. Verloste opleiding en leer verander, blote kennis in wysheid en in diensbaarheid. Volgende enetjie is tyd. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Wie van julle het 'n budget vir jou finansies? Nou jy hoef jy hand op te steek nie. Maar hoeveel mense het, jy weet, jy het 'n vorm, jy skryf in wat jou inkomste, wat jou uitgawes, hoe gee jy jou geld spandeer. Kyk, as jy nie 'n budget het nie, dan moet jy 'n finansies kursus doen, want dan is dit belangrik. Maar dan gaan jy ook, dan is jy ook een van die wat ek net nie spaar nie. Maar dit daar gelaat. Maar wie het 'n budget vir jou tyd? Wie beplan hulle tyd? En wat is ons begroting vir ons tyd? Dis ons dagboek. En wat sit jy in jou dagboek in? En het jy al ooit die oefening gedoen om te probeer meet hoeveel tyd mors jy? En meeste van ons, weet julle waar mors ons die tyd? In die aande na werk. Nou ek sê nie, onthou ontspanning is deel en rus is deel van die lewe. Dis deel van goeie tydsbestuur. Maar ons praat ons van binge. Binge is nie deel van goeie tydsbestuur nie. Jy moet in jou dagboek tyd hê vir oefen, jy moet in jou dagboek tyd hê vir ontspan, jy moet in jou dagboek tyd hê vir jou gesin, jy moet in jou dagboek tyd hê vir gaan roomys eet saam met die kinders, jy moet in jou dagboek tyd hê vir kom ons kyk saam 'n fliek. Maar as jy elke aand 2 flieks deurwerk, 7 dae 'n week, dan wil ek vir jou sê, ja, ek twyfel bietjie oor jou gemoedsrus. Goed, so, tyd, koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Bepaal wat deur jou oë gaan, waarna jy tyd spandeer met jou oë. Bepaal waarna jy tyd spandeer waarna jy luister. Bepaal waar jy tyd spandeer in jou verhoudings, met wie jy uithang. Bepaal waar jy jou tyd spandeer. Doen 'n bietjie 'n audit op jou tyd. Bou 'n balans tussen rus, werk en speel. Daar's tye wat ons fees vier. Daar's tye wat ons vas. Daar's tye wat ons speel. Daar's tye wat ons werk. Jy moet daai balanse gaan vasmaak. You have to put it all under God's control and authority and have your time redeemed. God kan jou verlore jare, gemiste geleenthede en onproduktiewe seisoene herstel. Verloste tyd is effektief en 'n plesier. Ek wonder as ek jou moet vra, weet jy wat jy hierdie week alles gaan doen? Ja, gaan werk. Okay, maar het jy 'n volledig, kan jy vir my 'n bietjie 'n plan gee vir jou tyd? Weerens, ons doen nie dit nie. Nou, hoe kan ek tyd uitkoop? Uit dae wat vol boos is, as ek nie eens weet wat ek môre aand 6:00 gaan doen nie. Dis nie sê dinge kan verander ook nie, maar daar moet ten minste 'n bietjie van 'n plan wees. Daar moet ten minste 'n bietjie van 'n rigting wees. So het jy al ooit probeer om laat vir kerk te wees? En dan skielik word al die rooi robotte in die stad jou persoonlike afrigters van verkeerde besluitneming. Jy moes vroeër gery het. God red ons van sulke chaos deur wysheid te gee om tyd te bestuur, sodat die robotte nie met ons hoef te praat nie. Jy sien, jy gaan oor die vingers getik word. Jy gaan of luister na God en dan, ja Here, ek is bietjie verkeerd, ek's jammer. Of die wêreld en die sisteme gaan jou oor die vingers tik. Iewers gaan jy oor die vingers getik word. So kry dit eerder reg en in balans en onder God se gesag en slaap met gemoedsrus.
Gesondheid, dis my laaste enetjie. Gesondheid. Of weet julle nie dat julle liggame, wat julle van God ontvang het, 'n tempel van die Heilige Gees is nie? En dat julle aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Okay, nou, ek wil nie te veel hieroor sê nie, want dan kan ek dalk hier uitstap met 'n paar nartjies gegooi word. Maar ek wil tog die vraag vra. Jy weet, ons almal in 'n gemeente soos die glo in goddelike genesing. En nie sê hy, want julle is duur gekoop. Dit beteken dat Jesus het sy bloed laat vloei vir ons sonde, for our redemption, laat ons sy eienaars kan word. Beteken dit dat wanneer ek onder sy heerskappy is, dat dit is my siel en my gees wat aan hom behoort, of my liggaam ook? Alle dinge, my liggaam ook. Hy het duur gekoop vir jou liggaam. Hoekom? Sodat hy wonderwerke ook in jou liggaam kan doen. Maar nou kom ek, nou gee ek vir my seun op die eerste van die maand, hierso ek seën jou my seun, hier's vir jou R1000. En vanaand kom hy by die huis en sê, "Ja pa, dankie vir die R1000, maar ek het dit alles verloor, al by die casino, ek het dit gedobbel." Sê, môreoggend seën nie so, ek seën jou, hier's vir jou R1000. Kom vanaand by die huis, "Hey pa, ek en my 3 vriende het gekyk hoeveel roomys kan ons by McDonald's eet met R1000 vandag." Derde oggend kom hy na my toe en sê, "Pa, ek kan nie verstaan nie, maar ek is altyd arm. Ek kan nie verstaan hoekom is dit so nie." Okay, do you see the foolishness in dit? Maar dis wat ons met ons liggame doen. Ag Here, sal U my asseblief gesond maak? Dankie Here dat U vir my genesing gee. Maar dan gaan ek uit, ek leef soos ek wil, ek eet soos ek wil, ek doen allerlei goed, ek plaas spanning op hierdie liggaam, ek oefen nie, ek rus nie. Hierdie oë is heeltyd tot 11:00 die aand, as ek besig met skerms en dan kry ek nie geslaap nie en dan wil ek vir die Here kom bid, Here, maar U het my duur gekoop. Sal jy asseblief my slaappatrone aanraak? Sê die Here, nee, jy is besig om te vermors wat ek vir jou gegee het en wat ek vir jou betaal het. Want onthou, ek gee vir jou die handleiding saam. Ek wil my verstout om te sê dat ek dink 'n baie groot deel van ons gesondheidsprobleme lê in ons eie hande. En nie in God se hande nie. God wil ons genees, ja. En ek weet daar is party mense wat sit met ernstige gebreke wat ons nie in hierdie konteks nou aanspreek nie. Hier praat ek van gewoontes, as dit kom by ons lewenstyl. Verloste gesondheid beteken nie perfeksie nie, maar dit beteken wel om jou liggaam, gewoontes, energie en welstand aan God toe te vertrou en deur sy wysheid te laat lei. 'n Gesonde leefstyl dra direk by tot geestelike duidelikheid, innerlike vrede en groter vrugbaarheid in die koninkryk. If our health is not redeemed, gaan ons nie die volheid hê van gemoedsrus nie. En dit is baie belangrik. Ek wil afsluit met Psalm 1 vers 3. En hierdie is vir ons 'n lewensvisie. Hierdie Psalm is vir ons 'n lewensvisie. Is iets wat ons eintlik iewers moet sit en sê, dis waartoe ek werk. That is why I choose the fear of God and why I put everything under His ownership and why I believe that I should redeem my time and my finances, my relationships en al hierdie dinge waaroor ons gepraat het. Hierdie is ons visie. And he or she will be like a tree firmly planted, stewig, goeie orde, bestendig, firmly planted, and fed, want dis in die Amplified Bible sit hy so bietjie by, goeie voeding, goeie dinge wat in hierdie stabiele stelsel ingaan, which yields its fruit in its season, wat goeie vrug dra in die regte seisoen. Wanneer ek my tyd reg bestuur, dan voel ek na 6 maande of teen November nie, o Vader, kom haal my net asseblief nie. There's fruit in the correct season. Its leaf does not wither. Nee, my gesondheid en my lewe val nie uit mekaar uit nie. And in whatever he or she does, he or she prospers and comes to maturity. Kom tot volwassenheid. Kom tot voorsiening. Kom tot die plek waar daar goeie vrug is. Wanneer gebeur dit?
Kom tot gemoedsrus, tot wholeness, tot shalom. Wanneer gebeur dit? Wanneer alle dinge onderworpe is, being redeemed deur hom. En hiermee sluit ek af. Ek vra jou nou, miskien kan jy net vir 'n oomblik dink, terwyl ek bid, en dan kan jy nou vanmiddag en vanaand rustig verder gaan, en gaan dink, wat is die areas, want daar is dalk areas in jou lewe wat alreeds verlos is, that's already redeemed, maar daar is ander areas wat nog nie is nie. My vraag is, wat is die goed wat jy nou op jou lysie sal skryf? Eers hierdie ding hou my wakker, hierdie ding laat my stres, hierdie ding pla my, hierdie ding hou heeltyd my gedagtes besig. As jy daai goedjies kan neerskryf, kan ek nou vir jou sê, jy sal bepaal watter areas is dit, that is not redeemed. Want die goed that is redeemed, is nie noodwendig die goed wat jou op daai lysie sal haal nie. So ek dink almal van ons wat hier sit, ek neem aan, jy is 'n gelowige, jy loop dalk nou al 'n maand, of 6 maande, of 12 jaar, of 60 jaar saam met die Here, ek weet nie. En hoe langer jy saam met die Here loop, en hoe meer ernstig jy is, hoe meer van jou sake is al verlos, redeemed. Maar die vraag is, wat is daar wat nog nie is nie? Want dis die goed wat jou gemoedsrus steel. En dis wat ek jou vanoggend seën, dat jy dit sal kan neerpen, in diepte ondersoek, daarmee deel, en dit onder die gesag van ons hemelse Vader inbring. Sodat sy orde daaroor kan regeer, en dat jy rustig kan slaap. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dankie, dat ons vanoggend, sommer net rondom so 'n lekker tema, kan tyd spandeer het. Vader, dankie dat U hierdie tipe temas ook gebruik, om ons net so bietjie te laat dink oor ons lewens. En veral, wat is daai stresfaktore in ons lewens? Wat is daai goed wat ons stresfaktor lysie sal haal? En ek wil vra, Vader, dat U vir my broers en my susters en my vriende en familie in hierdie diens vanoggend die insig sal gee om raak te sien. What are those things that have not been redeemed by the Lord? En Vader, mag U vir hulle die tegnieke, die toerusting, die wysheid, die kennis, die insig gee, hoe om met elkeen van daai sake te deel, om dit onder U heerskappy te bring, sodat hulle met vrede en vryheid kan leef. Vader, mag U hierdie mense seën, en mag U hulle lewens vul met gemoedsrus, in al U volheid, en volgens die rykdom van U seëninge. Ek dank U daarvoor, ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, lekker dag vir julle verder.